Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Op hierdie pragtige dag is dit ons voorreg om vanuit die woord van die Here te begin en my bede is dat die Here ons harte sal open vir sy woord. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons verder met ons volgende gedeelte en ons skriflesing dan vanmôre is Openbaring hoofstuk 8, vers 6 tot 13. Die 7 engele met die 7 trompette het hulle toe gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste engel het op sy trompet geblaas. Daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. 1/3 van die aarde is verbrand. 1/3 van die bome is verbrand, en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het toe op sy trompet geblaas. Iets soos 'n groot berg wat brand, is in die see gegooi. 1/3 van die see het bloed geword. 1/3 van alles wat in die see lewe, het doodgegaan, en 1/3 van die skepe het vergaan. Toe het die derde engel op sy trompet geblaas. 'n groot ster, wat soos 'n fakkel brand, het van die hemel afgeval. Hy het op 1/3 van die riviere en op die waterbronne geval. Die ster se naam is Bitterals. 1/3 van die water het bitter geword, en baie mense het van die water doodgegaan, omdat dit besmet was. Die vierde engel het toe op sy trompet geblaas. 1/3 van die son en 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre is getref, sodat 1/3 van hulle donker geword het. 1/3 deel van die dag het nie lig gehad nie, en die nag ook nie. Toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg, en ek het hom met 'n harde stem hoor skreeu: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele op hulle trompette gaan blaas. Broeder en suster, hierdie is 'n visioen wat Johannes op die eiland Patmos ontvang het, wat Jesus Christus aan hom geopenbaar het oor dit wat in die laaste dae gaan gebeur. Jesus Christus se troon het in die middel van die hemel gestaan, en Johannes het in sy visioen gesien hoe daar niemand was wat dit waardig was om die boekrol oop te maak nie, behalwe een, die Lam van God, Jesus Christus. Hy was dit waardig om die 7 seels te breek. En vanmôre het ons nou gesien, waar die 7de seel gebreek en oopgemaak is, het daartoe 4 trompette begin speel. Dit het gebeur nadat daar 'n halfuur stilte in die hemel was. In vanmôre se teks, broeder en suster, sien ons dan die 7 trompette wat geblaas is deur die 7 engele. Die eerste 4 engele met die 4 trompette word hier beskryf. Daar moes om 3 redes op die trompette geblaas word. In die eerste plek, om die mense te waarsku dat die oordeel van die wêreld nou 'n werklikheid geword het. In die tweede plek, om die magte van God en die bose tot die stryd op te roep. En in die derde plek, om die terugkeer van die Messias as die koning en die verlosser van die wêreld aan te kondig. Hierdie helder waarskuwing laat ons ook besef hoe belangrik dit is, dat elkeen van ons moet seker maak dat ons geloof in Jesus Christus vas is. Want daar gaan 'n dag kom, wanneer hierdie wêreld tot 'n einde gaan kom. Ons sien dan in die res van hierdie hoofstuk, hoe Johannes dit baie duidelik in sy visioen gesien het, hoe elke trompet geblaas is, en wat die uiteinde en die gevolg daarvan was. Wat ons baie duidelik opmerk in hierdie hoofstuk, is dat daar elke keer net 1/3 was, wat met die oordeel van God getref is. 1/3 van die aarde het verbrand. 1/3 van die bome het verbrand. 1/3 van die see het bloed geword.
'n derde van alles wat in die see is, het doodgegaan. 'n derde van die skepe het vergaan, en 'n derde van die mense het as gevolg van die bitter water doodgegaan. Dit is 'n baie duidelike aanduiding dat slegs 'n derde van God se oordeel oor die wêreld in hierdie gedeelte aangekondig is. Johannes het aan die einde van hierdie hoofstuk dan ook 'n arend gesien wat hoog in die lug vlieg. Hy beskryf 'n sterk, kragtige voël wat oor die hele aarde vlieg en die mens waarsku teen die verskrikking wat nog gaan kom. Sowel die gelowiges as die ongelowiges sal die verskriklike dinge wat in vers 7 tot 12 beskryf word, ervaar. Die bewoners van die aarde, na wie hier verwys word, is egter die vyhandige ongelowiges wat met die volgende 3 trompetoordele geestelike skade sal ly. God het beloof, broeder en suster, dat hy die gelowiges van geestelike skade sal bewaar, volgens hoofstuk 7 vers 2 tot 3. Alles wat in ons teks beskryf word vanmôre, is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Moet ek en jy daaroor ontsteld wees? Moet ons wil wegkruip of wegvlug? O nee, ons weet dat ons wat in Jesus Christus glo, oorwinnaars saam met hom in die hemel sal wees. Hy sal seker maak dat sy kinders beskerm word, dat ons nie skade sal ly nie, dat ons gered sal word en dat ons saam met hom sal regeer in die hemel. Ons moet op ons knieë bly in 'n tyd soos hierdie. Ons moet volhard tot die einde toe. Ons moet bid vir die wêreld en al sy mense. En ons moet God vra om al sy gelowiges te beskerm en te bewaar en krag te gee om uit hierdie pad te kan loop waardeur ons moet gaan. Môre gaan ons verder, broeder en suster, met hoofstuk 9 waar ons met die ander trompette gaan kennis maak en mag die Here ook hierdie woord in ons harte bewaar tot geloofsversterking. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag uit U hand. Dat U 'n God en Vader is, wat 'n plan, nie net met ons lewe het nie, maar ook met die hele wêreld. Dankie dat ons kan uitsien na 'n mooi toekoms saam met U, omdat ons U kinders is. Help ons, Here, om elke dag in ons geloof vas te hou aan die lewende God. Vergewe al ons sondes en dankie vir Jesus Christus, wat die volmaakte verlossing vir ons bewerk het. Seën vir ons hierdie mooi dag, vergewe al ons sondes en lei vir ons op U pad. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.